your King easy. Who is he that calms the raging sea? Who is he? Welkom by hierdie uitsending van Jesus Christus bevry jou siel. Ek is baie bly dat jy ingeskakel het en ek wil so vinnig as moontlik probeer kom by die skrif, want ek het baie skrif wat ek wil deel met ons. Ek sluit af, ek wil amper sê dis 'n reeks, 4 episode reeks rondom die gedagtes van die boom en die kruis. En ja, tot dusver was dit baie goed geweest. Ek het dit myself baie geniet, soos die Here myself instruksie gegee het en openbaring gebring het. Ons bid saam en ons by hierdie oomblik aan die Here toe in gebed en ons vertrou die Here vir openbaring van diep geheime en verborgenhede. Ons bid saam, Vader, baie dankie vir hierdie kosbare onderwerp rondom die moeitevolle lyde, smarte van ons Heiland, die Seun van God, die Here Jesus Christus. Dankie dat hy ons tot die uiterste red. Here Jesus, ons aanbid U en ons maak ons lewens ontvanklik vir die Heilige Gees, wie U gestuur het, sodat ons getroos kan wees en dat ons leermeester vir ons alles kan wys wat U en die Vader goedgekeur het vir ons kennis. Wees U verheerlik deur ons veranderde lewens, my God, en verleen aan ons krag en gesag om die werk van die evangelie uit te leef. In Jesus naam bid ek nou. Amen. Amen. Nou, ek sit in geselskap eendag met 'n tante van my, ons gesels terwyl ons sit in die kar, en hierdie gedagte kom op by my. Ons is 'n nuwe skepsel. Alhoewel ons volgens ons bekentenisse, familie, vriende voorkom soos iemand wie hulle goed ken en meer ervarings beleef het, as ons nie meer daardie persone nie. Ons is 'n nuwe skepsel. En hoe het hierdie nuwe skepselwese ons oorval? En ek het toe probeer om 'n opsomming te maak vir die persoon met wie ek gesels het, en ek dacht toe, wag, ek moet dit ook deel, want dit val mooi in pas met dinge wat ek voorheen kwyt geraak het, terwyl ons nog gesels het op hierdie Jesus Christus bevry jou siel program. So, daar is omtrent 4 skrifaanhalings wat ek met u gaan deel. Galasiërs 2 vers 20, Galasiërs 3 vers 13 en 14, dan is daar skrif in 2 Korintiërs 5, dat is omtrent 4 verse daar wat ek wil lees, en dan nog 3 verse in Romeine 3 vers 21 en 22. Nou, die skrif in die boek van Romeine, Romeine 3, het ek al 'n paar keer verwerk met u. Maar ek dink dit is goed om weer eens daardeur te lees, en ek vertrou dat u my sal verdra, soos ek wil hê dit moet soos 'n tweede natuur word in ons denke, wanneer ons kom by idees rondom hoe ons moet glo. Nie net wat ons moet glo nie, maar hoe. Hoe moet jy glo? Daar's mense wat 'n gloery aan die gang het, as daar so 'n woord is, 'n gloery, dit is op die rand van bygeloof. If I must say that in English, some people who have a way of believing that borders on superstition. So there's no real foundation for it. There's no real scriptural foundation. There's no premise for what the Bible says that they believe. So people presume, daar's mense wat voorbarig is oor hoe hulle glo en wat hulle glo. Maar ek dink Paulus maak het baie duidelik in hierdie paar skrifte in Romeine 3.
Romeine 3. Dit het te doen met geregtigheid. It has to do with righteousness. En glo en geregtigheid is die hand in die handskoen. Die hand in die handskoen. Handskoen en hand. Die een sonder die ander werk glad nie. So, ons lees saam Romeine 3 en ek lees vers 21. Dus nou, ek is gou kyk of ek hom kan kry in hierdie Afrikaanse weergawe. There we go. So, Afrikaans. Die Afrikaans sê soos volg. Maar nou het God vir ons 'n ander weg bekend gemaak waardeur ons vryspraak kan verkry. Nie deur wetsgehoorzaming nie, maar langs die weg waarvan die skrif al lankal getuig. God spreek ons vry deur geloof in Christus. Deur geloof in Christus Jesus, en dit geld sonder 'n onderskeid vir almal wat glo. So, nou ons praat van geloof en glo. Faith and believing. Ons het immers almal gesondig, ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom. So, laat my toe om die Engels te lees. Die Engels maak het 'n bietjie meer duidelik vir my. Want hierdie Afrikaans vat die woord geregtigheid en omskep dit in vryspraak. But die woord geregtigheid is eintlik die woord righteous, of righteousness. En hierdie righteousness is die manier van glo. En die inhoud van daardie glo. Daar is 'n manier van glo en die inhoud van die glo. So, kom ons lees dit in die Engels, dan vertolk ek dit in Afrikaans, net om het meer eenvoudiger te maak. Ek kan nou nie regtig sê dat ek gelukkig is met hierdie nuwe lewende vertaling, wat ek nou gelees het nie. Okay, dit is maar nou my persoonlike opinie rondom dit, maar jy sal sien, ek is reg. Nou dis die begin. But now. So now is eintlik tydverbonde, né? But now. The righteousness of God, apart from the law, separate from the law, is revealed. Now it is revealed. Being witnessed by the law and the prophets. Witness, the law and the prophets is called to the witness stand, to bear witness that this is God's righteousness. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. Jy moet oplet, die bewoording is baie uniek. Hy sê dis iets wat ons nou bestempel as geregtigheid, maar dit kom oor jou en in jou in. Nou, hoe's dit dan? Listen to it. The righteousness of God through faith. So, hierdie geregtigheid, wat nou in hierdie Afrikaanse vertaling vryspraak genoem word, hierdie geregtigheid is iets wat deur geloof vasgevat word. Met ander woorde, jou keuse om God te glo is die basis van jou besitreg daarvan. Jou besitreg wat jy aan jouself kan toeëien, en dit maak nie saak wat se negativiteit of teestryd of wat ook al teen jou kom om vir jou te ontwrig, om vir jou te sê jy het dit nie, of dit is nie met jou nie, of jy is nie naby dit nie. Nee, dit is 'n leenstorie. Jy het dit omdat jy die keuse gemaak het, jy glo God. Dis die basis van jou besitreg daarvan. Die oomblik wat jy besluit ek glo God nie, is die oomblik wat jy kan sê, dit is jou ontneem. Maar solank as jy bereid is om te sê, ek persoonlik maak die besluit, ek glo God, God is geloofwaardig. God is reliable and trustworthy. I invest my confidence in Him. I will not be persuaded to not trust Him. I trust in God. Sodra jy daar is, dan het jy geregtigheid. Omdat jy die besluit gemaak het, jy glo in Jesus Christus.
Wanneer jy in Jesus Christus glo, soos dit, dis die manier van en die inhoud van, dan word daar iets aan jou oorgedra. En wanneer het aan jou oorgedra word, dan kom het op jou en in jou. Het is belangrijk dat jy dit vang. Jy moet dit vang. It is something that comes upon you and in you. The wording is very peculiar. He says, the righteousness of God through faith in Christ Jesus to all and on all who believe. To and on all who believe. There is no difference. So as long as you can find yourself in that place where you are believing Jesus Christ, it will and must come in and on you. And when it comes, it is a virtuous substance. Dis 'n deugdvolle bestanddeel wat manifesteer as die salwing. Die salwing wat jou oortuiging ondersteun, die salwing wat jou gloery nie jou golery nie. Golery is spookbesigheid. Demone, gloery, ek het nog nie die woord opgemaak. Jou bereidwilligheid om te glo sal geondersteun word deur 'n salwing. Dis 'n salwing. Dis 'n salwing. Ek sê vir jou, dis 'n salwing. Ervaar dit. Ervaar dit. Dit kom jou toe. So, okay, I mustn't stick too long there because time constrains me terribly here. So let me get into what we are believing. What we are believing. Nou, dit gaan omtrent hierdie boombesigheid, né? Bome wat geplant is, ons is daar die bome, maar ons omskep die boom van ons wese in 'n kruis. En ons dra die kruis, en uit daardie kruis kom die lewe van die Heilige Gees. The life of Christ comes forth out of it. So, this is the basis that we believe. En ek is nou in die boek van Galasiërs, en Paulus skryf, maar hy praat vir ons, as ons, en hy sê, I have been crucified with Christ. So if you are crucified with Christ, that means you have been nailed to a cross. That is what crucifixion was. Nailed to a cross. He says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ, the anointing of the anointed one and the anointing. He says, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh. Met ander woorde, jy sien my nog steeds soos jy gedink het, jy my geken het van my verlede. Maar wat jy sien is nie wat jy kry nie. Want die gedaante wat jy aanskou is 'n ander persoon nou. Want ek is op 'n kruis. Ek het gedood op die kruis. En hy wat uit die dood het opgestaan het op die derde dag, hy lewe en hy lewe in my, deur my. En die lewe wat ek nou lewe, sê hier, hy sê, the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Woo! By faith of the Son of God and in the Son of God. Dis twee dinge. Dis beide hoe jy glo en wat jy glo. So jy glo dat jy is dood. Nou, ek vraag die vraag, ek het nog eendag gelees in die Living Bible, denk ek, Romeine 8, denk ek, vers 8 en 9, en die Bijbel vraag daar so, hy sê, hoeveel sensitiviteit het die sinewies van 'n kadaver? 'n kadaver is 'n dooie liggaam. Die persoon is dood. Hy is dood, daar gaan niks aan nie. Daar is geen breinaktiviteit nie, daar is geen hart, daar is geen pols, daar is niks asemhaling, niks. Hy is dood, hy is absoluut dood. Hy vraag die vraag, hoeveel sensitiviteit het die sinewies van 'n dooie persoon? En die antwoord is, niks. Geen, absoluut niks. So as jy 'n dooie persoon is, met ander woorde, jy is gekruisig, I know, jy lewe nie meer nie. En die lewe wat jy nou lewe in die vlees, lewe jy deur die geloof van die Seun van God. En dan hy eindig het af met hierdie bewoording, hy sê, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. If he gave himself for me, then I must have given myself to him. Because I cannot be two people. You know that old song? If a man could be in two places at one time. No, you can't be in two places in one time.
You can either be here or there or here. That is how it is. So in the same is, if you have the life of Christ, you cannot have the life of you. This is what Paul is saying. Nou, ek noem dit so, omdat die waarheid omtrent ons nuwe wese, as die skrif in where is that in 2 Corinthians? 2 Corinthians is, 2 Corinthians 5. Ek kan hom met my hart het, ek kan hom quoteer. 2 Corinthians 5 sê die volgende woorde, hy sê, maar almal, ek moet so werk met hierdie tyd. 2 Corinthians 5 vers 17 sê, Daarom, iemand wat aan Christus verbind is, as 'n nuwe skepping. Nou, dit is nie soseer 'n geval van verbind is nie. Die Engelse weergawe sê, all those who are in Christ Jesus, not attached to. There's a difference between being in and being attached. Daar is 'n verskil tussen om verbind te wees aan iets en om binne in iets te wees. So die regte vertaling is eintlik almal diegene wie in Christus Jesus is, as 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge het verbygegaan. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, brand new, never been before. For the first time now, you are what you are as a person living by faith, as a resurrected person. Resurrected from the dead. He is a new creation and the old things have passed away. In ander woorde, vasgespijker aan die kruis, in die lichaam van Jesus se vlees, is die sonde opsomming van jou wese, jou vervloeking, en toe hy dood op die kruis en begrawe was in die graf, het hy dit alles in die doderyk gaan belê binne die aarde, en daarna gelaat, gelos daarso, afgesonder, by die eienaar daarvan wie die duiwel is, en hy uit die graf het geloop op die derde dag, en hy vat dit terug nie, met ander woorde, wie ook al jy was in die opsomming tot op die oomblik van jou vereenselwiging met hom, bestaan nie meer nie. Dis hoekom hy sê, die ou dinge het verbygegaan en aanskou, alles het niet kom word. Everything has become new. En dan weer eens in diezelfde asem in Galatiërs 3. Galatiërs 3. And it's a wonderful, wonderful scripture which we want to look at here. It says, Christus het ons losgekoop van die vloek wat op wetsoortreders rus. Nou, wie is wetsoortreders? Almal is wetsoortreders. Jy sê, ja, maar hoe kan jy sê, almal is wetsoortreders? Wie gee jou die reg om mense te oordeel? Ek oordeel nie. Die woord van die Here oordeel jou. Moses oordeel jou. Moses sê, jy wat sonde pleeg, moet gedood word. So die Bybel sê jy is 'n wetsoortreder. Dit maak nie saak hoe mooi skoon jou gesig geskuur is nie. Dit maak nie saak wat se fancy haarstyl jy het nie. Maak nie saak wat se parfuum jy dra nie. Maak nie saak hoe hoflike beskaafd jy na vore kom nie. Dit maak nie saak hoe mooi jy aangetrek is nie. It does not matter. Jy is 'n wetsoortreder. Maar die psalmdigter sê, in ongeregtigheid is jy in jou moeder skoot opgevang. En in 'n sonde het sy geboorte gegee aan jou. Jy kan nie gehelp word nie. Jou enigste uitweg is, jy moet jou sonde skuld gaan vasspijker aan daardie boom, aan daardie kruis, want hy was gewillig om het van jou af te ontneem. En dis hoekom dit vir ons nou sê hier, Christus het ons losgekoop. Loskoop is 'n ransom. Redeemed. The word redeemed
is a commercial word. It's a word that's employed in retail trade. When you want a product and you've got to pay the value of the product, you've got to pay the full price for the product, is the word I redeem. When you go to the shop to buy bread and milk, you redeem that bread and that milk by handing over the equal value in monetary terms. Hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek wat op wet oortreders rus, toe hy vir ons 'n vervloekte geword het. Op die kruis, 12 tot 3 uur die middag, raak dit donker, sonsverduistering. Die Vader draai sy gesig weg, omdat die sonde van die wêreld aan hom toegereken was, en hy word dus 'n vervloekte. En as 'n vervloekte, het die voëls van die hemel, wat demone is, die reg om daar te gaan sit. En toe hulle daar gaan sit, toe sit hulle vas. Net soos hy vleevangers. Net soos hy muisvangertjies wat so gom boortjie is. Dan vang jy jou muis, dan sit hy vas daar so. So het al die demone gaan staan en vas sit op hom. En hy het gedood daar op die kruis, en hy vat hulle almal. Hy vat die opsomming van jou sonde, hy vat die krag van jou sonde, en hy vat die skuld van jou sonde, en hy gaan belê dit aan die aarde in die doderyk. Met 'n vervloekte kon word. Sodat daar geskryf kan word, waar is ek nou? Hy het 'n vervloekte geword, daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n boom hang, of 'n paal hang. Dit wat Christus gedoen het tot gevolg dat ook die nie-Joodse nasies deel kry aan Abraham se seun. Dit beteken dat ons deur die geloof die gees wat beloof is, ontvang. Wow! What a remarkable and amazing thing has been accomplished by the Lord Jesus Christ. So now, we take up our cross daily and we follow Him. Ek wil vir u bid. Ek wil met u bid. En ek wil vra dat u ook vir my moet bid, dat ons getrou sal wees aan hierdie lering. Hierdie is die lering van redding. Hierdie is die lering van redding. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het. Hy het hom gegee sodat ons nie verlore mag gaan nie, en die ewige verderf mag ingaan nie. For God so loved the whole world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved. For who has the Son has eternal life, but he who does not have the Son is already condemned. Why are you already condemned? Because you are a lawbreaker, and the wages of sin is death. The wages of breaking the law is death. And so He endured this death, and in doing so paid the price to redeem us from death, to buy us out of death unto life and immortality and sonship. And for a moment in time, He gave Himself over to become accursed, bearing upon Himself the sin of the whole world. And He took the demon powers, He took the condemnation, and He took the guilt, and He went and buried it in the grave. Every person who are in Christ Jesus, by believing in Him, receives the free gift of righteousness in and upon Him. Hallelujah. Ons bid. Kom ons doen die geloofsbelijdenisgebed. Vader, met ons monde, bely ons wat in ons harte geglo word, dat U het U seun gestuur, om deur smarte, moeitevolle lyding, bloedstorte, gekruisig te word en te dood. Daar het Hy vrylik die woorde gespreek. Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons kom op grond van sy bewoording en vra, Vader, vergewe ons, vergewe my my denke en verbeelding,
vergewe my woorde, vergewe my optrede en gedrag. Ek kom nederig voor U en neem Jesus aan as my heiland en zaligmaker. Ek bely hom as my redder en ek glo met my hart, U het hom uit die dode uit opgewek deur die krag van die Heilige Gees. En nou vra ek dat hierdie Heilige Gees ook na my toe sal kom en my sal verkoop en aan my ewige lewe sal verleen. Met groot blydskap en vreugde, Here, juig ek voor U met dank en ek aanbid U, Vader, Seun en Heilige Gees. En nou mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met U seën bly, tot ons mekaar ontmoet op die wolke in Jesus naam. Amen. Who is he?